kan al julle bekommernisse julle lewe 1 sekonde langer rek. En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor? Leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in die blom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle self klere te maak nie, en tog sê ek vir julle, self Salomo in al sy glorie was nie so pragtig aangetrek soos een van hulle nie. As God dan die veldplante wat vandag daar is en môre verbrand word, so mooi aantrek, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie. Is julle geloof dan so klein? As jy enigstens soos ek is, dan love jy dit om in beheer te wees van jou lewe. Jy love dit om in beheer te wees van jou werk, van jou program, van wanneer jy waartoe gaan. En nou leef ons in 'n wêreld waar ons totaal en al beheer verloor het. Vir baie van julle het jy dalk beheer verloor oor jou kinders op hierdie stadium in jou huis en die plek is op sy kop en jy kan net nie voorbly om dit skoon te maak en die wasgoed raak net al hoe meer en meer en meer. Van julle het beheer oor jou tuin verloor en dan is daar ander van julle wat beheer verloor het oor jou werk. Beheer verloor het oor jou inkomste. As ons beheer verloor oor ons lewens, dan is die enigste uitkoms vir baie van ons is om te vrees, is om te bekommer, om te worry oor waar gaan dinge vandaan kom, wanneer gaan dinge beter gaan, hoe gaan ons uit hierdie dinge uitkom. Laat my dink aan hierdie speelietjie wat ek en Alexander speel as ons in die winkel is. Ek sit hom gewoonlik in die trolley en dan gaan ons by die aisles af en dan sê ek vir hom, okay, jy kan kies waartoe ons gaan. En as hy sê ons moet regs gaan, dan gaan ons regs. As hy sê hy moet links gaan, dan gaan ons links. As hy sê ons moet in die sweetie aisle afgaan, dan gaan ons in die sweetie aisle af tot my bittere spyt. En op 'n stadium toe besluit ek gaan teen gaan wat hy wil hê moet gebeur. As hy regs gaan, gaan ek links. As hy wil hê ons moet links gaan, gaan ek regs. En dis ongelooflik om te sien wat in sy lewe gebeur wanneer ek dit doen wat hy wil hê moet gebeur. En dis 'n baie keer van ons lewens ook so. Wanneer dinge nie gebeur soos wat ons wil hê dit moet gebeur nie, dan begin ons twyfel in God, ons begin twyfel in die voorsiener, ons begin angstig raak. Dis altyd lekker as die Here doen wat ons wil hê moet gebeur, maar wanneer ons beheer verloor, begin agterkom dat, en ek dink baie van ons doen op hierdie stadium, dat beheer eintlik 'n absolute illusie is. Dan is daar een van twee goeters wat kan gebeur. Die eerste een is, ons kan hierdie vrees, hierdie bekommernisse feed, goed gaan lees, goed gaan soek, wat net al hoe meer hierdie vrees gaan feed, van hoe gaan ons hier deurkom, of ons kan vertrou op die een wat eintlik in beheer is. Die een wat vir ons sorg. Die een wat vir die veldlelies sorg. Die teksgedeelte in Matteus 6 sê, hoeveel te meer, as hy nie vir die wêreld daar buitekant, vir die plante, vir die veldlelies sorg nie, hoeveel te meer sal hy nie vir jou en vir my sorg nie. In 'n tyd waarin ons beheer verloor het, waarin ons bekommerd is my gebed dat jy vandag waar jy dalk nou sit daar by die huis en hierdie video kyk, dat jy sal besef dat iemand anders in beheer is. En al wat jy moet doen is om dit te glo. So ek daag jou uit vandag. Gaan sit op jou stoep, gaan sit in die tuin, gaan sit net iewers, gaan kyk na die voeltjies, gaan kyk na die bome, asem die lug in, kyk na die wolke. En dan kom jy net tot die diep bewustheid, binne in jou bekommernis, binne in die goed wat jy vrees op hierdie stadium, dat daar iemand anderste is, wat in beheer is, en wat vir jou sorg. En jy moet net een ding doen, en is op hom te vertrou.